Môre julle, Dorini van Change Life Counseling en Coaching. Ek wil graag vandag 'n boodskap met julle deel wat ek dink meeste mense in hierdie situasie is in vandag se tyd. So ja, hierdie lê baie na in my hart en ek hoop dit gaan jou net so seën soos wat dit my geseën het. So die afgelope ruk bring die Here elke dag vir my 'n R1. So oral waar ek gaan, oral wat ek doen, dan kry ek net 'n R1 wat iewers op 'n kas is of op die vloer is of in my sak is of wat ook al. En ek het die Here gevra, Here, wat is die doel met hierdie R1? Ek verstaan nie wat hier aangaan nie. En dis nou al 'n week wat ek in die Here so journey oor hierdie R1 en ek glo die significance daaraan mag jou ook dalk sien. So ons almal stres en worry oor waar gaan die kos vandaan kom, waar gaan die geld vandaan kom, al werk jy, it's just never enough in vandag se tyd. So, die vyand bring heeltyd vir ons almal hierdie wortel in ons gesig van online werk en al hierdie dinge. Wanneer die Here nie wil hê jy moet dit doen nie, beteken dit moet jy dit doen nie, want onthou net Jesus, he sees the bigger picture. Hy sien nie net vandag nie, hy sien die toekoms. Hy weet wat kom, hy weet wat die vyand se plan is. So as jy nie daai goed moet doen nie, vra die Here laat hy vir jou release om dit te doen as jy dit moet doen. Anderste gaan vra ek dat jy verder luister na hierdie boodskap. So ek het elke dag 'n R1 gekry. So ek het nou hierdie wat ek hier in het. So hierdie is my R1. Ek het die Here gevra wat moet ek met dit doen? En hy het gesê sit jou R1 in 'n houer. So elke keer wat ek vir jou R1 gee, wil ek hê jy moet dit in 'n houer sit. Toe vra ek die Here, maar hoekom spesifiek 'n R1? Hoekom nie 'n 50 sent? Hoekom nie 'n R2? Hoekom nie 'n R5? Hoekom spesifiek 'n R1? Ek sou ewe note vat. En die Here sê nee, dis 'n R1 coin. Toe sê die Here vir my, want die R1 is die kleinste randfiguur van Suid-Afrika. So dit is die R1 coin, hy's klein en hy is die kleinste randfiguur. Julle sal nou verstaan wat ek bedoel. Dis hoekom dit nie 'n R2 is nie, is hoekom dit nie 'n R5 is nie. Want wat die Here vir ons wil sê, is in die situasies wat ons vandag onsself bevind, wil hy ons leer, moenie op wêreldstelsels vertrou nie. So hierdie is nou die kleinste randeenheid, daar's hy. Hierdie is die kleinste randeenheid wat ons het, is die R1. Toe sê ek, maar wat moet ek met daarmee doen? Toe sê hy, sit dit in 'n houer, want vir elke rand wat ek jou gee elke dag, dis die kleinste randeenheid, maar vir elke keer wat jy R1 hou, dan word daai eenheid meer. So vir elke rand wat jy kry, word die eenheid meer. En wat die Here vir ons hiermee wil leer, is al lyk jou situasie so insignificant op die oomblik, is die Here besig om jou situasie van deur geloof te laat groei. So nou wil ek julle wys hoe amazing, want ek het die Here gevra, wat se houertjie moet ek nou gebruik om hierdie R1 wat U vir my bly gee in te hou? En hy het hierdie houer gekies. En toe sien ek iets baie interessants raak. So soos jy sal sien, is makliker om dit nie op 'n video te kan wys nie, maar soos jy kan sien, ek weet nie of jy dit kan sien so nie, maar jy sal sien, die wat voor lê is nader as die wat daar agter lê, is verder. En soos jy die bottel draai, verander hoe kleiner en hoe groter die rande is. En wat die Here vir ons wil wys, is hoe nader jy aan die Here beweeg, hoe verander jou perspektief van jou finansies, van jou situasie waarin jy is. En dan as jy van bo af kyk,
So julle sal sien, hierso lyk dit hulle nou weer klein, jy sal daarso sien. En dan van onder af, weet nie of julle dit gaan sien nie, lyk hy nou weer groot, sien. En dit lyk baie, as jy van onder af kyk. En dan wanneer jy van bo af kyk, dan lyk dit soos wat dit moet lyk. En dis wat die Here vir ons wil wys, is. In Matteus 6, vers 31 tot 33 staan, moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of aantrek, of drink nie. Jou hemelse Vader weet dat jy al daai goedjies nodig het. Hy weet jy het geld nodig om jou huis te betaal, om jou kar te betaal, om al daai goedjies te betaal. Hy weet jy het kos nodig om te leef. Hy weet jy het water nodig om te drink. Hy weet jy het klere nodig om aan te trek. Dis wat daar staan. Jou hemelse Vader weet dat jy al hierdie dinge nodig het. Maar, en hier is die terms and conditions. Die Here weet jy het al hierdie goed nodig. Maar, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat beteken, jy moet eers God gaan soek. Elke oggend, elke middag, elke aand met hom praat, heel dag, ken hom in al jou weë. So, jy moet eers op 'n plek kom waar jou perspektief van klein verander na God se perspektief. En dit so sien vir wat dit is. Dan sal vir jou bygevoeg word al hierdie dinge wat jy nodig het. As jy nie God eerste sit nie, as jy nie hom ken in jou weë nie, moet ek hierdie doen, moet ek nie hierdie doen nie, moet ek hierdie geld spandeer op hierdie programme, want dis so in your face. Dit bring soveel confusion. So ek sê dit omdat ek self al deur hierdie worsteling is. En dan sê die Here, daar is die wêreldse koninkryk en daar is my koninkryk. Soek eers my koninkryk. Wat beteken? Seek my face. Sit in jou binnekamer, sit op jou bed, worship, soek my. Lees jou Bybel, praat met my oor wat jou pla. Soek my geregtigheid. Wat beteken? Moenie ander mense sleg toewens nie. Moenie met kwaad en haat en woede in jou hart sit en met dit na my toe kom nie, want die woord sê, los jou offer, gemaak reg met jou broer en dan kan jy eers jou offer bring. Vergifnis is the key. So, spandeer daai tyd saam met die Here en wanneer jy dit doen, hoe meer jy dit doen, hoe meer van dit wat jy nodig het om in die wêreld te survive, gaan ek vir jou gee. Nie uit wêreldstelsels nie, nie uit wêrelds koninkryk nie, maar uit my koninkryk, want God besit alles. So ek hoop hierdie het jou gebless en ek hoop dit bring bietjie hoop vir jou, dat Jesus het nie van jou vergeet nie, hy wil by jou wees, hy wil vir jou provide, maar daar is voorwaardes. Jy kan nie hierdie goed vra as jy nie tyd saam met hom spandeer nie. Hy kan nie vir jou voorsien as jy nie tyd saam met hom spandeer nie. Want Psalm 91 sê, spend time in the secret place. Ek het my boekie, ek het my Bybel, dat ek het lees. Ek hou nie van goed uit konteks haal nie. So in Psalm 91 staan daar, ek meen dis die heel eerste vers, staan, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Skaduwee is hier by jou. So as jy in die skuilplek bly, dan kan Jesus jou beskerm. You will seek his face. Hy kan jou genees en hy kan vir jou voorsien in abundance. Hy weet wat jy nodig het. Hy weet jy het geld nodig. Hy weet jy het kos nodig. Hy weet jy het klere nodig. Hy weet alles wat jy nodig het en hy wil dit alles vir jou gee. Maar die voorwaarde staan. Mag jy sy gesig soek, want tyd hardloop uit. Lief vir julle. Bye.